Godsdienst sal teoreties bly, totdat jy daaroor begin praat. En natuurlik kan godsdienst nie by woorde bly nie, maar tog moet daaroor gepraat word. Ons moet mekaar oproep om oor die Here te getuig. Goeienaand en welkom by die aandgesprek uit die Psalms. Vanaand Psalm 124. Dawid roep die volk op om te getuig oor die Here. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie Psalm is 'n belydenis van die Here wat uitkoms uit die nood aan sy volk gegee het. En daarom moet dit gesê word, bely word. Dit is die Here. As dit nie vir hom was nie, as hy ons nie gehelp het nie, dan het ons oorweldig, dan is ons weggespoel deur die vloed. Die omstandighede van die Psalm, agter die Psalm is weer eens nie aan ons bekend nie. In 3 beelde wat Dawid gebruik om die nood te beskryf, kan ons onsself egter maklik vind. Daar was vyande wat soos wilde diere die volk wou verslind. Ons ken die beeld van 'n roofdier wat sy prooi aanval om te verslind. So was dit vir Israel. So is dit vandag in ons lewe, wanneer daar doelbewus deur ander gesoek word om ons seer te maak, om beheer oor ons lewe te kry, selfs om ons dood te maak. Die omstandighede was vir Israel soos skuimende vloedwater wat die volk wou oorspoel. Ons ken ook hierdie beeld van vloedwaters wat huise omspoel en motors so speelgoed laat ronddryf. So was dit vir Israel. So is dit vir ons, wanneer dinge eenvoudig te veel word en dit vir ons voel of ons in magteloosheid oorweldig gaan word deur omstandighede. Die omstandighede was soos 'n voël wat in die wip van 'n voëlvanger vasgevang was. Ons ken ook hierdie beeld. Baie van ons het ons kinderdae, wanneer ons 'n voëltjie in 'n wip gevang het. So was dit vir Israel. So is dit vir ons, wanneer verslawing of inperking deur siekte of gevangenskap deur iemand anders ons lewe inperk. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Ons kan hierdie woorde nasê. Natuurlik kan ons hierdie woorde nasê, want ook hierdie Psalm sing nie net van fisiese bevryding uit moeilike omstandighede nie. Dit sing ten diepste van die geestelike aanvalle van 'n vyand, van 'n duiwel wat ons soos 'n brullende leeu wil verslind. Dit sing van sonde en gebrokenheid wat die heeltyd dreig om ons lewe te oorspoel. Dit sing van die mag van die sonde en uiteindelik die mag van die dood wat ons soos 'n voël in 'n wip vashou waaruit ons skynbaar nie kan kom nie. En natuurlik kan ons dan getuig van die uitkoms wat die Here gebring het deur sy seun na die wêreld te stuur. Jesus was sy lewe lank bedreig deur die magte wat hom wou doodmaak en wat hom tot die dood gebring het. Jesus moes voortdurend teen die stroom van godsdienstige formalisme en versoekings van die duiwel staande bly. Jesus is aan die kruis vasgespijker en in 'n graf ingehok. Tog, dit moet ons bely, aan die Here kom die lof toe. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het oorwin, en deur hom het hy nie toegelaat dat ons die prooi van ons vyand word nie. Deur Christus is die wip gebreek, ons is vry. En daarom kan ons vanaand bely en die toekoms ingaan met hierdie heerlike belydenis. Ons hulp is nie uit onsself nie. Ons hulp is nie van ander nie.
Ons is nie hulpeloos nie. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Goeienaand.